Goeiedag, baie welkom by Joy radiostasie. En in vandag se program Ontsluit die woord, gaan ons gesels oor die 7 tekens wat ons kry in die boek Johannes, die 7 wondertekens wat vir ons vertel wie Jesus is en wat Jesus doen. En elkeen van hierdie tekens het vir ons 'n baie besondere les, 'n baie besondere waardevolle en ons kan amper sê dieper liggende betekenis wanneer elkeen van hierdie wondertekens plaasvind wat Jesus doen. Want nie net vertel hy vir ons wie hy is as seun van God en dat hy beheer het oor die siekte en die dood en elemente van die natuur en so aan nie, maar dit vertel ook vir ons 'n baie dieper liggende boodskap wie Johannes vir ons, wat Johannes vir ons wil uitlig oor wie Jesus is en wat Jesus doen. En daarom kan ons dan ook wanneer ons vandag kyk na hierdie tekens, verseker weet dat daar vir ons 'n boodskap in elkeen van hulle opgesluit is. Ons begin met die bekendste verhaal van hulle almal, die bekendste teken wat almal van ons dalk in Johannes van weet, en dit is die heel eerste ene in Johannes hoofstuk 2, waar Jesus die water in die wyn verander. Nou hierdie is een van die tekens wat die mense die meeste misbruik of verkeerdelik, foutiewelik aanhaal, en dan ook aanhaal in terme van drankgebruik en sovoorts, wat natuurlik verregaande is, want hierdie gedeelte is eintlik 'n gedeelte wat vir ons aandui wie Jesus is, en dan ook sy funksie en die doel waarom hy aarde toe gekom het, word natuurlik in hierdie eerste teken al vir ons ingelei sodat ons dit kan verstaan. Jesus is na 'n troue toe en die troue was in Kana. Nou Jesus is 2 keer in Kana. Die eerste keer is hierso in hoofstuk 2 wanneer hy in Kana kom, en dan natuurlik is dit ook die tweede keer wanneer hy terugkom om die regeringsamptenaar se seun gesond te maak. So ons weet dan Jesus is 2 keer in Kana. Nou in hierdie eerste teken vind ons dat die wyn opraak by die troue. En dit is in die antieke tyd 'n baie groot probleem, want die gasheer of die seremoniemeester is natuurlik die een wat moet seker maak alles is reg. Maar dit is vir die gasheer moeilik om dit te doen as die bruidegom nie sy werk doen nie. En nou raak die wyn op, en in die antieke tyd was dit die bruidegom se werk om seker te maak dat daar genoeg wyn is op die troue vir almal om te gebruik. En hier vind ons die dilemma dat die wyn opraak. Dan kom Jesus se ma na hom toe en sê vir hom die wyn het opgeraak, waarop Jesus vir haar vra wat het dit met ons te doen dat die wyn opgeraak het. En dit is nog nie my oomblik nie, sê Jesus vir haar. En sy ma vra die helpers toe, doen asseblief wat hy vir julle sê. Met ander woorde, wat ons hier vind is 'n moeder wat regtig besorg is, maar ook 'n moeder wat presies weet waartoe haar seun dalk in staat is, nie waar nie. Daar het 6 klipkanne gestaan, hulle was ongeveer 90 liter elk, of tussen 80 en 120 liter water, kan dit hou, en hierdie klipkanne was spesifiek daar gewees om die water, die reinigingswater natuurlik in te hou, sodat wanneer die reinigingsrituele plaasvind, dat daardie water gebruik kan word, of die reinigingsgebruike, of wanneer hulle hande was, of wat hulle ook al wou doen, om hulle self rein te maak. En dit is waarvoor hierdie kanne daar is, godsdienstige reinigingsrituele. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle om hierdie kanne vol water te maak. Met ander woorde, ons sien dat hierdie kanne leeg is, en dat daar geen water in hierdie kanne is nie. Jesus gee dan vir hulle die opdrag om dit vol water te maak. Die helpers het die kanne tot heel toe bo vol gemaak, en Jesus sê toe vir hulle, gaan skep daarvan en gee dit vir die seremoniemeester. En die helpers het so gemaak. En die seremoniemeester het egter niks geweet van die water wat in wyn verander word nie. En toe hy daarvan proe, roep hy die bruidegom en vra, waarom het jy die goeie wyn tot nou toe geberre? Want die goeie wyn gee eintlik eers aan die einde, wanneer die vorige wyn klaar is, maar nou hou jy die heel beste, sê hy natuurlik, vir die laaste. So jy moet eintlik eers die goeie wyn gee en daarna die swakker wyn. En dan kom Jesus en hy verander hierdie water in die wyn. So vir ons is dit dan belangrik om te besef dat Jesus hierdie teken in Kana in Galilea doen. En wanneer dit plaasvind, is daar 'n klomp betekenisse wat ons hierin kan vind. Een van die betekenisse natuurlik is dat hierdie kanne leeg was. Daar was geen water in nie. Geen reinigingswater was daar om te gebruik vir reiniging nie. En Jesus kom en hy maak hierdie kanne vol wyn
wat natuurlik vir ons 'n vooruitwysing is van wie hy is en hoe hy funksioneer, en dan dat hy natuurlik sy liggaam en sy bloed sal vloei vir ons, en dat die wyn 'n vooruitwysing is van sy bloed wat vir ons reiniging bring. Met ander woorde, dit vervang die reinigingsgebruik van daardie tyd van water, en hy word dan die reiniging. Deur sy bloed word daar versoening vir al ons sondes natuurlik bewerk. En dan natuurlik wat ook belangrik is dat hy die bruidegom se werk oorneem. So Jesus kom hier op 'n troue en hy kom wys eintlik dat hy die bruidegom is wat sy bruid, die kerk, later sal ons daarvan leer, gaan kom haal, en dat hy die bruid wil voorberei. Maar hy neem dan die funksie van die bruidegom oor. En op hierdie teken, in hierdie eerste teken, sien ons dan dat Jesus sy grootheid kom wys en sy belangrikheid. So ons weet hier dat hy die goeie wyn tot later geberg het, soos die seremoniemeester dit sou verstaan, en dat hy eers die goeie wyn moes gee en daarna die swakker wyn. Met ander woorde, wat ons ook hier sien is dat Jesus gee die heel beste vir die mens. En Jesus, dit wat hy vir ons gee, is natuurlik onvergelykbaar in alle opsigte. Die tweede groot teken waarvan ons lees, vind ons in Johannes hoofstuk 4, hier van vers 43 af, wanneer Jesus vir 'n seun lewe gee en vir sy gesin die ewige lewe. En ons lees dat Jesus Galilea toe terug is, en hy het ook gesê, en hy het goed geweet, dat 'n profeet nie gerespekteer word deur die mense onder wie hy groot geword het nie. Maar toe hy natuurlik in Galilea aankom, is hy met oop arms ontvang. Dit was ook maar net omdat die mense daar al die dinge gesien het wat Jesus by die feestelikhede in Jerusalem gedoen het. Hulle was almal self ook in Jerusalem, natuurlik daar vir die Paasfees gewees. Maar nou lees ons dat Jesus weer terug Kana toe is, en dit is dieselfde dorpie waar hy water in wyn laat verander het. En dan lees ons van 'n hoë staatsamptenaar wat in Kapernaum vir die koning gewerk het, en sy seun het intussen baie siek geword. Die nuus het by hom teruggekom of uitgekom dat Jesus terug is in Kana, dat hy weer in die omgewing is, en hy het na Jesus toe gegaan. Die regeringsamptenaar se seun het baie siek geword, of hy was baie siek gewees, en die nuus het uitgekom natuurlik, Jesus is nou terug, en die regeringsamptenaar wil met Jesus kontak maak, en ons lees dan dat hy dadelik na Jesus toe is, en hom gevra om asseblief saam met hom huis toe te gaan, want sy seun was besig om dood te gaan, en wou graag gehad het dat Jesus hom gesond moet maak. En Jesus antwoord hom toe en sê vir hom, as dit nie vir al die wonderlike dinge was wat ek gedoen het nie, sou julle maar ook nie geglo het nie. Die man hou egter vol en sê, Here, kom asseblief tog gou voor my kind doodgaan. En Jesus sê toe vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. So hier vind ons hierdie regeringsamptenaar wat nog nie vir Jesus volg nie, want ons lees eers dat hy later tot geloof gekom het, en dit sien ons hier in vers 51, want die man is terug huis toe, en hy het al sy werkers het die nuus aangekom toe hy by die huis kom, u seun leef, en hy vra hulle toe presies wanneer sy seun begin beter word. En toe sê hulle vir hom omtrent so 1 uur, het die koors begin breek. En toe hy mooi terugdink, besef hy, dis juist die tyd toe hy en Jesus gesels het. En Jesus het toe mos al vir hom gesê dat sy seun lewe. Hy het saam met almal wat in sy huis bly, in Jesus begin glo. Hierin vind ons ook 'n paar interessante betekenisse wat ons natuurlik met ons kan saamvat. En een van die betekenisse wat ons met ons kan saamvat is dat Jesus te kenne gee dat baie van die mense slegs agter hom aanloop omdat hy wondertekens doen en nie noodwendig omdat hy is wie hy is nie. So dis 'n groot frustrasie in die Johannesboek wat 'n mens raak lees, dat die mense agter Jesus aanloop juis op grond van die tekens. Maar in dieselfde asem vra die Jode vir hom tekens, en wanneer hy die tekens doen, reageer hulle nie en hulle glo nie in hom nie. So hier is 'n baie interessante ding wat hier gebeur in die boek Johannes. En wanneer Jesus dit vir die regeringsamptenaar noem, dan sê hy vir hom, ek weet dat u my seun natuurlik gesond kan maak. Kom asseblief gou voor my kind doodgaan. So hy het Jesus se wondertekens gehoor. Jesus antwoord hom tereg en sê, dis op grond van al die wondertekens wat jy met my praat. Maar dan wat tog gebeur, is dat Jesus hierdie regeringsamptenaar se seun gesond maak. Nou baie interessant in hierdie teken wat hier afspeel, is dat hierdie man nie geglo het nie. Dis nie op grond van geloof dat daar genesing plaasgevind het. Soos wat baie mense beweer dat jy geloofsgenesing kan verwag wanneer mense glo.
Nou hier het die regeringsamptenaar glad nie geglo nie. Ons lees dat hy eers later tot bekering gekom het of tot inkeer gekom het en dat hy en sy gesin die Here begin dien het. En dit leer vir ons natuurlik ook vandag dat ons moet sien dat Jesus beheer het, dat hy mag het bo-oor enige siekte, bo-oor gesondheidsprobleme en dat hy in beheer is daarvan, maar dat ons in afhanklikheid van hom natuurlik moet lewe. Die derde teken waarvan ons in Johannes lees, is die lam man wat loop omdat Jesus by hom verbygeloop het. Nou in hierdie verhaal sien ons ook weer 'n baie interessante ding wat afspeel, 'n baie interessante ding wat gebeur. En ons sien dat Jesus weer Jerusalem toe is vir nog 'n fees. En toe hy by die skaappoort kom, was daar 'n bad wat in Hebreëus Bethesda genoem is. Dis nie bymekaar kom plek vir mense met die een of ander siekte, soos blindes, krepeles, mense met ander siektes. En by die bad was daar pilare met 'n dak op, en die pilare het 5 gange gevorm, en daar het siekes rondgesit of gelê. En toe is daar 'n man wat 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar sien lê, en hy het geweet dat hierdie man lank siek was, en vra hom toe, wil jy gesond word? En die man antwoord hom en sê, meneer, ek sou graag wou, maar ek het niemand om my in die bad te sit as die water begin roer nie. Terwyl ek my bes probeer doen om eers daar te kom, gaan iemand van voor my in. En dan sê Jesus vir hom, staan op en vat jou slaapmat en stap hier weg. Die man het gesond geword en dadelik sy slaapmat opgetel en weggestap, en dit het op die Sabbatdag gebeur. En die Jode gaan die man toe te en sê vir hom, jy mag mos nie vandag jou slaapmat dra nie, dit is die Sabbat. Dis nie ek nie, antwoord die man, dis die man wat my gesond gemaak het, wat vir my gesê het, tel jou goed op en stap hier weg. Maak die man 'n verskoning, toe hy dit sê. Hulle vra toe vir hom wie dit gesê, maar die man was nie seker nie, want Jesus was nie meer daar nie, hy het stilletjies tussen die mense in verdwyn en weer verder gegaan. Later loop Jesus tog hierdie man raak, lees ons, en dan sê hy vir die man, jy's gesond, bly weg van sonde af, sodat iets slegsters jou nie dalk nou tref nie. En dan gaan die man dadelik na die Jode toe, en hy verklap vir Jesus daar by hulle, en sê, dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. En natuurlik is die Jode baie kwaad, want hulle hou nie daarvan dat hierdie ding op 'n Sabbatdag gebeur het nie. Nou wanneer hierdie ding plaasvind, sien ons dat Jesus een persoon tussen 'n klomp mense gesond maak. So die vraag is, waarom genees Jesus net een? En dan wat dit verder interessant maak, is dat hierdie man nie eers gevra het om gesond te word nie. En toe Jesus hom gevra het of hy gesond wil word, het hy verskonend gepraat en gesê dat hy nie eintlik by die bad kan uitkom nie, en dat almal voor hom indruk. So ons leer hier uit hierdie verhaal dat Jesus genees bo en behalwe die feit natuurlik dat die ou nie wil glo nie, of wou glo nie, of uit geloof uit wou vra nie. Glo Jesus natuurlik nog, genees Jesus hom nog steeds bovenal, omdat hy wil illustreer wie hy is as God, maar ook dat hy deernis het met mense. Nou die vraag bly altyd, hoekom het Jesus net een persoon genees hier? En dit is 'n baie interessante ding, maar ek dink wat die belangrikste is hier om te verstaan, is om te hoor dat Jesus beheer het oor siekte, en dat hy beheer het oor die man se lewe. En dan natuurlik doen Jesus vir hom 'n onverdiende guns. So genade is onverdiende goedheid. En hier ervaar die man God se onverdiende goedheid deur Jesus Christus, wat natuurlik vir hom genees. Dan natuurlik kom die Jode en hulle plaas vir Jesus onder kruisverhoor, omdat hy hierdie man genees het. En die probleem dan wat hier na vore kom, is die moeilikheid waarin Jesus nou gaan beland, omdat hy op die Sabbatdag gewerk het. En die Jode het natuurlik 'n wet gehad wat sê jy mag nie iets op Sabbatdag dra nie, jy mag nie werk nie, jy mag omtrent nie 'n vinger verroer op 'n Sabbatdag nie. En dan vind ons dat hierdie man gesond geword het. Jesus antwoord hulle dan dat sy Vader tot vandag toe werk, en daarom werk hy ook, want die Jode het geglo dat God op die 7de dag absoluut niks gedoen het nie. En daarom mag die mense op die 7de dag ook absoluut niks doen nie. En wanneer Jesus dan vir hulle sê dat sy Vader werk, en hy werk ook tot vandag toe, wil hy eintlik vir hulle daardeur sê dat God nooit ophou met werk nie. En dat die Genesis 2 verhaal wat die Jode hier natuurlik uit verband uittrek, eintlik maar meer daaroor gaan dat God opgehou het met die skepping,
nie dat hy opgehou het met werk as sulks nie. En dit is wat Jesus dan hier wil herinterpreteer. En dan sê Jesus vir hulle, wie na hierdie boodskap luister en aanvaar, sal vir ewig saam met God lewe. En dit maak die Jode natuurlik nog meer kwaad vir Jesus, omdat hy homself assosieer met die Vader en omdat hy homself assosieer met die werkinge van die Vader. En dit maak die Jode natuurlik dan nog meer kwaad. 'n Volgende teken wat ons in die Johannesboek aantref, is natuurlik Jesus wat die brood vermeerder. En ons weet natuurlik in hierdie gedeelte dat daar nie voorraad was nie, dat daar nie kos was nie, of brood was om vir al hierdie mense kos te gee nie. Ons weet ook natuurlik hier was 5000 mense, en daar's 'n moontlikheid dat hulle gesinne saam met hulle was, wat die getal natuurlik baie meer maak. Maar wat ons dan wel hier vind, is dat daar 'n seentjie is met 5 brode en 2 visse. En dit nadat Jesus vir sy disippels gevra om te kyk hoe hy vir hulle kan kos gee. En hy vra dan vir Filippus, is daar 'n winkel hier naby waar ons brood kan koop vir al hierdie mense? En hy vra vir Filippus om te kyk wat Filippus sou sê, maar Jesus het klaar geweet hoe om hierdie probleem op te los. En dan sê Filippus vir hom, al werk ek 8 maande aan mekaar, sal ek nie eens genoeg geld hê om vir al hierdie mense ietsie te gee nie, sê Filippus. En dan sê Andreas, die broer van Simon Petrus, dat daar 'n seentjie is met 5 broodjies en 2 vissies. Maar dan ook natuurlik, hulle weet nie hoe dit eintlik sal help nie. En dan kom Jesus en hy sê vir die mense, hulle moet sitplek kry. En daar's gras waarop almal hulle kon tuis maak. En dan lees ons dat Jesus die Vader dank. En nadat hy die Vader gedank het, deel hy hierdie brood uit. En hiermee kom dit ook natuurlik uit by Jesus se ek is uitspraak 'n bietjie later in die hoofstuk, waar hy vir hulle sê, ek is die brood van die lewe, of ek is die brood vir die lewe, wat ewige lewe gee. En dis in vers 33, en weet julle, wat is die ware brood, vra hy dan vir hulle. Dis sy seun wat uit die hemel kom en die ewige lewe vir mense gee. En dan sê hulle, gee ons asseblief van daardie brood, sommer nou en vir altyd. So Jesus leer vir ons dat hy sy liggaam breek vir ons. Ons leer later in die nagmaal ook, dat sy liggaam gebreek is wanneer ons die brood eet, dan dink ons daaraan dat sy liggaam ook gebreek is vir ons, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. So Jesus versorg ons, hy gee vir ons geestelike kos, en hy maak vir ons geestelik versadig, deur vir ons natuurlik ook sy liggaam te breek tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Dan lees ons ook dat Jesus op die see loop. Dit is in Johannes 6, vind ons dan die 4de teken, wanneer die disippels op die boot is, en natuurlik teruggaan na Kapernaum se rigting. Die 4de teken is natuurlik die brood wat vermeerder, en die 5de teken is dan Jesus wat op die see loop. Laat ek net 'n regstelling maak daar. So wanneer Jesus dan op die see loop, wil hy natuurlik ook aandui dat hy natuurlik bo die elemente van die natuur is, bo die wette van gravitasie funksioneer. En sy disippels, wanneer hulle hom sien, dink hulle sien 'n spook. Hulle dink hulle is bang, want hulle weet nie presies wat om daar te verwag nie. Dan wanneer ons kom by die 6de wonderteken in Johannes hoofstuk 9, dan sien ons dat Jesus en sy disippels verby 'n man loop wat blind gebore is. En dan vra die disippels onmiddellik vir Jesus, wie se skuld is dit dat hierdie man blind gebore is? Want hulle wil nou graag 'n verband trek tussen siekte en tussen sonde. Want daar was in die antieke tyd hierdie geloofsisteem dat jou sonde jou siek maak. Nou natuurlik uit die aard van die saak weet ons vandag dat sonde jou kan siek maak. Dis mos logies. Wanneer iemand 'n alkoholist is of verslaaf is aan pornografie of losbandig lewe en so aan, dan sal daar 'n siekte tot gevolg wees. Dis absoluut net logies. Aan die ander kant is dit baie gevaarlik om sommer voor elke persoon of voor die hand liggend te wees en te dink, of dis voor die hand liggend, om te besef dat nie elke siekte die gevolg van sonde is nie. Die oomblik as 'n dokter 'n siekte kan diagnoseer en kan behandel, dan weet ons natuurlik dat hierdie 'n doodgewone siekte is wat iemand het. En aan die ander kant lees ons in Psalm 130, as die Here ons sondes in aanmerking sou neem, wie sou nog voor hom bestaan? Met ander woorde, wanneer ons sou sê dat siekte, dat sonde ons siek maak, dan sal ons eintlik nie kan bestaan nie.
Dink byvoorbeeld ook aan ongelowiges in hulle sonde. So, hoekom maak dit hulle nie siek nie? Want 'n ongelowige is dan veronderstel om baie sieker te wees as 'n gelowige, as 'n mens op hierdie manier wil probeer argumenteer. Maar wat Jesus dan hier vir hulle sê is, nee, dis nie een van hulle se skuld nie. So Jesus wil vir hulle kom leer dat sonde nie die oorsaak is van siekte en dat jy sommer die verband so direk kan trek nie. God wil juis hierdie man se blindheid gebruik om te wys wat hy vir die mense kan doen. En dan in hierdie teken in hoofstuk 9 leer ons 'n baie besondere les. Want Jesus kom en genees die man se oë. Hy vat speeksel, meng dit met modder, smeer dit aan die man se oë en sê vir hom hy moet homself gaan bad in die bad van Siloam fontein. Nou Siloam beteken hy wat gestuur is. En onmiddellik kan ons sommer aflei dat Jesus die een is wat gestuur is, dat Jesus die een is wat gekom het om blindes te laat sien. So hierdie wonderwerk laat ons ook dink aan die genesing van Bartimeus se oë wanneer Jesus verby hom stap en Bartimeus vir Jesus sê, seun van Dawid, ontferm U oor my. En Jesus wat vir hom vra, wat wil jy hê? En dan sê die man dat hy kan sien. En dan laat Jesus hom sien. Maar die ironie is natuurlik dat Bartimeus al gesien het terwyl hy blind was, want hy kon Jesus raak sien. En in hierdie verhaal in Johannes 9 gaan dit ook oor geestelike blindheid en natuurlik ook om te sien wie Jesus is. En hierdie jong man wat Jesus dan genees, sien. Nou weer eens, wanneer hierdie gebeurtenis plaasvind, is die Fariseërs daar, die Jode is onmiddellik op die toneel, want wie is Jesus om hierdie ou te genees op die Sabbat? En hulle wette is so verregaande. Een van die kommentaare skryf dat Jesus modder aangemaak het en dat die Jode dit sou kon beskou dat hy besig was om iets te knie. En volgens hulle wette mag jy nie op 'n Sabbatdag knie nie. En op grond van dit sê hulle Jesus het gewerk. Net om te wys hoe absurd en belaglik die Jode eintlik was in daardie opsig wanneer dit gekom het by die tekens van Jesus wat hy natuurlik vir ons kom wys het dat hy die seun van God is. Na rukkie, toe Jesus hierdie man, nadat hy gaan bad het by die Siloam fontein, kon hy sien. En al die mense het hom herken en geweet dat hierdie persoon was voorheen blind en ewe skielik kan hy sien. Maar die Fariseërs wou dit nie glo nie. Hulle wou nie glo dat hierdie man blind was nie en daarom ondervra hulle sy ouers en wil hulle by sy ouers seker maak of hy regtig die blinde man was. En later vra hulle ook die omstanders en hulle gaan self so ver dat hulle die man weer wil ondervra en wil aandui dat Jesus eintlik 'n sondaar is, wat op die einde van die dag niks met die wonderteken te maak het nie. So die Fariseërs, die mense van religie, die mense van godsdiens, gaan so uit hulle pad om te probeer bewys dat Jesus nie die wonderwerk laat plaasvind het nie. Maar die blinde man hou vol dat Jesus die een is wat hom genees het, dat Jesus die een is wat in sy oë geraak het. En ons vind dan hier in Johannes 9, vind ons in hierdie verhaal dat Jesus homself nie teenoor die Joodse leiers verdedig het nie, maar dat hierdie man dit gedoen het en dat hy dit op so 'n manier gedoen het dat hulle hom later uit die sinagoge uit verban het, verbied het om deel te wees natuurlik van die aanbidding van die Jode. Maar vir hierdie man, nadat hy Jesus gesien het, kon hy nie anders as om te praat oor wat Jesus vir hom gedoen het nie. So hy het nie net met sy oë gesien nie, hy het ook natuurlik met sy geloof gesien, want Jesus vra vir hom dan, natuurlik in vers 35 hoofstuk 9, Jesus het na hom toe gegaan en vra hom reguit, wil jy graag 'n volgeling en vriend van die Seun van God wees? En die man antwoord, wys asseblief my waar hy is, ek wil graag sy volgeling wees. En dan sê Jesus vir hom, hy staan reg voor jou, jy is besig om met hom te gesels. En dan antwoord die man, Here, ek wil graag u volgeling wees, asseblief. Hy sak op sy knieë neer en maak Jesus se naam groot. En weer hier vind ons dat Jesus iemand genees wat nie eers geglo het nie. Iemand wat eintlik nie eers geweet het wie Jesus is nie. Eers na die tyd ontdek hy wie Jesus is. En dis vir ons so 'n belangrike les wat ons natuurlik hier moet leer, want ons is geneig om siekte en sonde en geloof so in formules te probeer indruk en te probeer maak dat wanneer ons sekere dinge nakom, dat ons natuurlik gered sal word of gesond gemaak sal word. Die laaste teken, die 7de teken, vind ons in Johannes hoofstuk 11 waar Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek. Lazarus wat 4 dae reeds dood is en wat vir Martha en Maria baie ontstel het. Want hulle het geglo as Jesus daar was, sou Lazarus nie gesterf het nie.
Selfs die Jode sê dat Jesus blindes kan laat sien, maar dat hy nie kon keer dat Lazarus doodgaan nie. En dan kom Jesus met die bekende ek is uitspraak in Johannes hoofstuk 11 waar hy sê ek is die opstanding en die lewe. En hiermee wil hy aandui dat hy beheer het oor die dood, dat hy beheer het, dat hy die een is wat bepaal wie lewe en wie doodgaan. En dan natuurlik gaan staan hy daar voor die graf en ons lees dat hy bedroef is en Jesus se bedroefdheid gaan baie meer daaroor dat hy hartseer is oor die mense se toestand van ongeloof in hom, dat hulle hartseer is oor die toestand van hoe hulle kyk na die dood en hoe hulle treur, die wyse op hoe hulle treur. En ons leer by Paulus ook, ons mag nie treur soos ongelowiges nie, want hulle het geen hoop nie. So Jesus is bedroef oor die hopeloosheid van hierdie mense in hulle verlore toestand, waarna hulle aantref. En dan natuurlik sê hy vir Lazarus dat hy uit die graf uit moet kom, en dit is nadat Lazarus 4 dae reeds dood is. En voor Jesus dit doen, dank hy die Vader, omdat die Vader sy gebed verhoor. En dan weet ons natuurlik hierdeur dat Jesus klaar met sy Vader oor hierdie saak gepraat het, want Jesus sê vir die Vader, dankie dat U my gebed verhoor het. En dan roep hy vir Lazarus uit die graf uit, en Lazarus staan dan op, en hy kom uit met al die doeke aan hom, stap hy nog uit. En Jesus gee dan die opdrag en sê dat die doeke van hom afgehaal moet word. En nou ja, dan weet ons nou dat Lazarus leef. Nou interessant en opvallend, later lees ons dat toe Jesus uit die dood opstaan, was sy kopdoek eenkant opgevou alreeds. En ons weet Johannes het dit vir ons spesifiek gesê, of ons spesifiek ons aandag daarop vestig, sodat ons moet weet dat Jesus nie net regtig opgestaan het nie, maar dat hy ook vir ewig gaan lewe. Terwyl Lazarus, nadat hy hier opgewek is, weer sou sterf as mens, maar Jesus nie. So ons weet natuurlik dat Jesus vir ons die weg, die waarheid en die lewe is, dat hy vir ons die opstanding en die lewe is, dat hy vir ons die brood van die lewe is, dat hy die herder is, dat hy die hek is en dat hy die wingerdstok is en dat ons aan hom behoort. Mag die Here vir jou ook in hierdie dag baie naby wees en mag jy deur hierdie 7 wondertekens geïnspireer word om te besef wie Jesus is, hoe hy kom werk sonder dat mense glo, hoe hy mense genees wat hom nie eers ken nie en mense wat later na hom toe draai, sodat ons in ons lewe ook kan besef hoe belangrik dit is dat ons hierdie tekens in ons eie lewe moet raak sien, maar dat hierdie tekens wat in ons lewe plaasvind, ons na Jesus toe moet draai en dat ons lewe natuurlik in verband met hom gaan lewe en dat ons alles wat in ons lewe wat goed is, kan verklaar in terme van sy betrokkenheid in ons lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons bring aan U die lof, eer, dank en aanbidding en ons sê vir U dankie Here dat U in beheer is van lewe en dood en dat U ook in beheer is van ons lewe. Wees met elkeen van ons vandag, ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen.